Haai julle, hoop dit gaan goed met elkeen van julle en dat julle hierdie Christusfees geniet, saam met julle families ook. Ek hoop julle kry ook 'n goeie rus in. En ek wil vandag net 'n kort boodskap deel rondom die geskenke van die wyse manne wat hulle vir Jesus gebring het. Dit is so besonders, dit is so uniek. Hierdie was glad nie toevallig nie. Dit was eintlik baie profeties, maar ek wil dit ook deurbring na wat beteken dit vir jou en my ook vandag as kind van God. Hoe kan ons daaruit leer? Hoe kan ons dit wat die wyse manne vir Jesus gegee het, hoe kan ons selfs uit dit leer, maar dit ook toepas vandag? En so, ek wil hê julle moet saam met my gaan na Matteus 2 vanaf vers 1 tot 12, maar ek gaan net vers 10 en 11 vir ons lees. Matteus 2 vers 1 tot 12, maar net vers 10 en 11 gaan ek lees. Dit sê, toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria sy moeder gesien en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal, goud, wierook en mirre. Nou interessant dat hierdie 3 geskenke was nie toevallig nie. Hulle het nie net besluit, okay, jy weet, soos ons vandag gaan koop geskenke vir ons familie ensovoorts nie. Hulle het nie net besluit, kom ons gaan kyk wat is daar in die kas of in ons reissak en ons gee dit nie. Nee, dit was baie spesifiek. En dit is altyd so interessant rondom die woord van God, dat niks is toevallig nie. Dit is altyd spesifiek. En hierdie 3 geskenke, die goud, die wierook en die mirre, praat spesifiek van Jesus se lewe. Nommer 1, die goud praat van Jesus se identiteit. Hy was die koning, hy het 'n koninkryk omvestig, hy is tot vandag nog die koning van alle konings en sy koninkryk sal geen einde hê nie. En ons gaan nou stil staan by 'n paar verse. Nommer 2, die wierook praat van sy bediening. Jy weet, ons weet in die woord van God sê dit ook, praat van wierook is 'n aangename geur vir God. En so was Jesus se lewe 'n aangename geur vir die Vader. Maar behalwe dit, gaan ons kyk na priesters wat hierdie wierook gebruik het dan ook en in die tempel. En daarom gaan ons lees dat Jesus is ons hoëpriester. En so hy het gekom vir die mens om die mens te bedien. En derdens sien ons dat die mirre praat van Jesus se kruisdood. En dit is sy doel en sy missie. So die goud praat van sy identiteit, die wierook praat van sy bediening en die mirre praat van Jesus se doel en missie. Nou, kom ons staan net gou stil by die goud. Ek wil hê julle moet saam met my gaan na Lukas 1 vers 31 tot 33. Lukas 1 vers 31 tot 33 lees die volgende: En hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. So hoor mooi, wat sê dit hier, dat daar sal geen einde aan Jesus se koningskap wees nie. Nou in Daniël 7 vers 14, kan julle ook saam met my gaan, Daniël 7 vers 14, dit sê, aan die menslike wese is die heerskappy en eer en koningskap gegee, sodat al die volke, nasies en taalgroepe hom sou dien. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy en dit sal nie tot niet gaan nie. Sy koningskap sal nie ophou nie. Julle kan ook Openbaring 11 vers 15 gaan lees en ook Jesaja 9 vers 6 en 7. Nou hier kan ons sien dat Jesus is die koning en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. En daarom sien ons hierdie geskenk van goud. En ek gaan nou teruggaan na dit, so daarom is dit belangrik dat ons sal besef, die goud staan vir God of Jesus se koningskap. Nommer 2, die wierook praat dan ook van Jesus as ons hoëpriester en sy diensbaarheid en waar hy sy lewe as te ware vir sy medemens gee, nie net aan die kruis nie, maar leef vir hulle. Hoor wat sê Markus 10. Markus 10 vers 45. Julle kan saam met my soontoe gaan. Markus 10 vers 45. Dit sê die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir die mense. Hier kan ons sien
dat Jesus het gekom om diensbaar te wees, om sy lewe te gee vir ons en vir die mense om hom. Nou Eksodus 30 vers 34 tot 38 kan julle gaan lees rondom die priester se gebruik van die wierook, en dan kan julle ook Hebreërs 4 vers 14 tot 16 lees saam met my. Hebreërs 4 vers 14 tot 16. Dit sê dan hier, terwyl ons dan so 'n groot hoëpriester het wat reeds deur die hemele gegaan het, Jesus, die Seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. Die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en op so die regte tyd gered kan word. Hier praat dit van Jesus as ons hoëpriester wat in ons swakhede kan vereenseldig, wat met ons medelee kan hê in ons swakpunte en swakhede. En so hier kom praat dit dan van Jesus as ons priester. En dan laastens, die mirre praat dan van Jesus se kruisdood, en dit praat meer van sy missie en sy doel. So julle kan saam met my gaan na Matteus 8 toe. Matteus 8 vers 16 tot 17. Dit sê die volgende: toe dit aand word, het hulle baie wat in die mag van bose geeste was, vir hom gebring. En hy het die geeste met 'n woord uitgedryf en al die siekes gesond gemaak. So is vervul wat deur die profeet Jesaja gesê is: hy het ons lyding op hom geneem en ons siektes het hy gedra. So belangrik. 1 Petrus 2 vers 24 beklemtoon dit dan ook. Hoor mooi wat sê dit hierso vir ons. Dit sê, hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra, en daardeur is ons vir sondes dood, en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. En julle kan ook 2 Korintiërs 5 vers 19 en 21 lees, en ook Johannes 3 vers 16. Maar hier kan ons sien dat die mirre is 'n betekenis van Jesus se kruisdood, maar soos mirre ook 'n genesingskwaliteit gehad het aan hom, so ook kom sê dit vir ons, Jesus het wel gesterf, maar lewe gebring vir ons. Hy het verlossing gebring vir ons, sodat ons kan vrygespreek lewe deur sy bloed. Nou ek wil hê julle moet saam met my gaan na Filippense 2 toe. Filippense 2 vers 5 tot en met 11. Ons gaan stil staan daar ook met Jesus se hele roeping, en dit praat van Jesus se gesindheid nadat hy dan van die hemele afgekom het na die aarde toe. Hoor mooi wat sê Filippense 2 vers 5 tot 11. Dit sê dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus was. Hy wat in 'n gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie. Maar hy het homself verneder, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder, en hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee bo elke naam, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here, tot eer van God die Vader. Nou interessant, in hierdie gedeelte sien ons ook die goud, die wierook en die mirre. Ons sien die goud hier in die laaste gedeeltes, waar het praat van Jesus sal die hoogste eer kry en tot die hoogste eer verhef word en elke knie sal buig. Dit praat van 'n koning. Dan sien ons ook hier in die gedeelte aan die begin, praat dit dat hy afgekom het as 'n slaaf, en dit praat dan ook van hierdie wierook waar Jesus gekom het om mense om hom te dien. Hy het hom nie vasgehou en vasgeklem aan sy godgelyke gestalte en status nie, maar hy het afgekom
as 'n diensbare mens van God om ons te dien. En so is dit dan die priester gedeelte, die wierook gedeelte. En dan sien ons ookie, hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. En dit praat weer eens van die mirre en sy doel en sy missie. So belangrik dat hierdie 3 geskenke praat van Jesus se hele lewe. Sy roeping, sy missie, sy identiteit en dan ook sy verlossing wat hy sal bring vir jou en my. En dan ook hoe hy ons kom dien het. Nou ek wil afsluit om te sê, wat beteken hierdie 3 geskenke vir jou en my vandag? Wat is die toepassing? Wat kan ons daaruit leer, maar hoe kan ons dit ook gaan uitleef daar buite? Nou nommer 1 het ek gesê, ons moet mekaar ook dien. So ons moet daai wierook wees, daai aangename geur wees vir God deur mekaar te dien. Jesus kom wys vir ons in Markus 10 hierdie voorbeeld. Hy kom dien en hy kom sê, so moet ons ook mekaar dien. Ons is nie hier net vir onsself nie, ons is hier om vir almal om ons, vir ons boeties en ons sissies, hoor te ag as ons en hulle te dien. So julle kan daai Markus 10 vers 42 tot 45 dan ook gaan lees. Nommer 2 het ek gesê die mirre praat van ons moet sterf aan onsself. Ons moet gehoorsaam wees aan Jesus Christus en sy woord en ons moet sterf aan onsself. Matteus 16 vers 24 dan lees ons waar Jesus dan ook kom sê vir elkeen wat my wil volg moet sy kruis opneem. En so 'n kruis wat jy opneem, jy is op pad om te sterf. En so daarom is dit belangrik dat die mirre in ons lewe ook moet deel raak van ons en Jesus eerste moet plaas en ons moet sterf aan onsself en lewe vir hom. En dan ook laastens besef dat ons gaan krone ontvang soos konings. Romeine 8 vers 17 en Jakobus 1 vers 12 praat hiervan. Ons sal saam deel hê aan God se heerlikheid. Die Engels kom praat ook daarvoor dat ons sal krone kry en dit ontvang. En so is so belangrik dat ons sal besef dat dit beteken vir ons die volgende, dat ons moet mekaar dien, dat ons moet sterf aan onsself en dat ons gaan ook soos konings krone kry in die hemel. En so kan ons hierdie 3 geskenke vat en dit toepas vandag in elkeen van ons se lewe en sê, okay, hoe is ek wierook? Ek is wierook deurdat ek my medemens dien, dat ek omgee vir my medemens, dat ek my medemens hoor ag as myself en dit gaan 'n aangename geur wees vir God. Dan verder ook die mirre, hoe is ek mirre, is dat ek sterf aan myself en ek lewe vir God. En dan die goud praat van, en ek gaan nou stilstaan by 1 Petrus 2 vers 9, dat ons is 'n koninklike priesterdom. Die goud praat van ons gaan krone ontvang, maar behalwe dit, dat ons kan in autoriteit stap as kinders van God, as erfgename saam met Christus, stap ons in daai autoriteit, maar ons moet dit doen soos 'n priester in nederigheid, om ander te dien, en dan ook sal ons moet besef, dat die mirre, die lyding, die dood aan die kruis wat Jesus beleef het, so gaan ons ook lyding beleef in hierdie wêreld. Hoor mooi wat sê Johannes 15, julle kan saam met my soen toe gaan. Johannes 15 is daai mirre wat ek en jy ook gaan baie keer beleef. Johannes 15 vers 18 tot 19 sê, as die wêreld julle haat, onthou, hy het my voor julle gehaat. As julle aan die wêreld behoort het, sou die wêreld julle as sy eiendom liefgehad het. Omdat julle egter nie aan die wêreld behoort nie, maar ek het julle uit die wêreld uitgekies, daarom haat die wêreld julle. En so die mirre besef, dit is die lyding wat ek en jy soms ook gaan moet hê, wanneer ons die verlossingsdade van Jesus Christus verkondig, wanneer ons die evangelie versprei. Nie almal gaan daarvan hou nie. Sommiges gaan ons haat daarvoor en dit is okay. Dit is die mirre gedeelte. Dit is daai lydingsproses wat Jesus ook moes deurgaan en wat ek en jy ook gaan deurgaan. En so besef die koninklike priesterdom wat die verlossingsdade van God moet verkondig in 1 Petrus 2 praat van ek en jy is daai konings wat in autoriteit saam met Jesus kan stap.
maar dat ons is ook priesters deur diensbaar te wees en ander te dien en hoor te ag as onsself. En dan ook laastens, om te weet dat ons gaan lyding het in hierdie wêreld, maar daar's 'n heerlikheid wat vir ons wag. En so daarom moet ons net aanhou om die werk van Jesus Christus te doen. Mag ons sien hoe wonderlik die woord van God ook is, dat hierdie goed is nie toevallig daar nie, maar dit het soveel betekenis, soveel diepte en soveel openbaring vir jou en my ook vandag. Hoe amazing is God nie. So mag julle hierdie Christusfees geniet, mag julle regtig sy teenwoordigheid beleef en ervaar, en mag julle sommer net geseënd wees. In Jesus se naam, blessings vir elkeen van julle.